Hallo en welkom by die tweede episode van die eerste amptelike weergawe van Karoo Kiwi. Ek is Albrecht van Wyk en ek nooi jou uit om saam met my te ontdek hoe Suid-Afrikaners hul lewens in Nieu-Seeland en elders vorm, met al die uitdagings, geleenthede en verrassings wat daarmee gepaard gaan. Hierdie podcast is vir jou, of jy reeds hier woon, op pad is of net nuuskierig is oor hoe dit is om aan die ander kant van die wêreld te leef en te werk. Ons gesels met mense wat die pad gestap het, kundiges wat kan raad gee, alles in Afrikaans, reguit en eerlik. Ons deel stories, wenke en praktiese raad oor alles van werksoek tot finansies tot kultuuraanpassings en braaibroodjies. So in hierdie episode skop ons af met 'n onderwerp wat vir elke immigrant belangrik is: finansiële aanpassings. Ek gesels met Jan Viljoen van JV Financial Services, 'n geregistreerde finansiële adviseur wat al jare in Nieu-Seeland woon. Hy spesialiseer in mediese fondse, alle tipes versekering, kort en langtermyn, beleggings, boedelbeplanning. En hy deel vandag sy insigte met ons oor hoe jy jou geldstake slim kan bestuur wanneer jy immigreer. Kom ons begin weg. Dis tyd vir Karoo Kiwi. Jan, welkom op die show. Soos ek vir jou gesê het, dit is die eerste een, so ja, wees my genadig. Ek dink jy is baie meer al deeglik met hierdie tipe van goeders, maar ja, vertel ons 'n bietjie van jouself. Hoe lank is jy al in Nieu-Seeland? Waar kom jy vandaan? Waar bly jy nou? En ja, hoekom Nieu-Seeland? Goeienaand, Aubrey. Ja, ek kom van Kaapstad af oorspronklik. En ek is nou in Tauranga en ek is nou hier so 8 jaar dat ons hier woon. Ons het in 2018 uiteindelik geëmigreer. En ja, ek as gevolg van my immigrasie toelating mag ek nêrens anders as ek mag glad nie in Auckland gebly het nie. So dis 'n reël wat ek het, so toe besluit ek die tweede beste plek is seker met Tauranga en ek is tot vandag Ja. So ja. Maar ek doen wat ek doen al vir die laaste 22 jaar. So ek dink ek het hom so 'n idee waarvan ek praat van tyd tot tyd so. Verseker. En in Suid-Afrika selfde gedoen? Ja, selfde gedoen, ja. Ook my eie maatskappy daar gehad en maar apart gewerk so wat Suid-Afrikaners maar doen, ja. Okay, great. So voor ons nou in die vleis ingaan, wil ek sommer net vir jou so 'n paar ysbreker vrae vra. So jy kan net vinnige die antwoord kies wat vir jou die beste voel. So braaibroodjie of sausage sizzle? Wat bring vir jou die meeste van huisgevoel? Braaibroodjie. Die volgende een behoort maklik te wees: biltong of 'n steak and cheese pie? Jong, albei het sy plek, maar biltong bly maar koning. Is so. En dan nou die naweek, die groot game, Springbokke of All Blacks, na 8 jaar hierso. Nee, All Blacks, sorry. Ek weet O, regtig? Ja. Wow, jy het my nou verras. Okay, great. So. Ag, en die laaste een, die Karoo stof of hierdie kiwi reën? Nee, ek vat die kiwi reën. Great man, ja, nee. 8 jaar is 'n lang pad en ek dink julle is al lekker ingesettel en gewoond aan al die dinge wat hier aangaan. Ek is nou maar hier van Januarie af, so ja, ek is nog wat ek baie hoor van die kiwis is fresh off the boat. So ja. Jan, bietjie finansiële advies. Die eerste afdeling wat ek sommer net op ander wou raak is finansiële aanpassings vir expats. So wat is die verskille tussen finansiële beplanning in Suid-Afrika en Nieu-Seeland? Indien daar wel verskil is, ja. Ja, ding is baie dieselfde. Ek dink wat 'n klomp mense vergeet om te doen is om finansiële beplanning te doen as jy hier is. Ek dink dit is oorweldigend die feit dat hulle wel nou hier is en na die hele immigrasieproses en dan is finansies een van die goed wat ek wil sê bietjie op die agterlyf geskuif word en gesê word okay, ons sal later daaraan aandag gee. Wat nie altyd 'n goeie ding is nie, want ek vind baie keer dat wanneer mense uiteindelik begin aandag daaraan gee, dan het goed al gebeur in hulle lewe, soos siektes en so voort. So ek sal voorstel dat die ou wat hier aankom, soos wat jy fresh off the boat is, ons so gou as goed begin oorskakel en kyk en die kiwi manier van versekering doen is baie dieselfde as Suid-Afrikaanse een, maar laat jy wel jouself begin inskakel en jy sal ook vind dat goedkoper is hier as in Suid-Afrika, by the way. Okay. So. Ja, ek ben nog met jou gesels daaroor. Hoe moet mense oor mediese fonds voel wanneer jy toe kom, gegee die nasionale
mediese diens wat hierso is, hoe moet mens kyk na mediese fondse? Jy moet dit kyk as 'n ekstra. Hulle praat van health insurance hierso. Dis nie per mediese fonds as jy in Suid-Afrika ken nie. Die health insurance baie minder, dat dek nie tande nie, dek nie sommer brille nie. Jy kan alles bysit, maar alles kos ekstra. So as jy gewoon 'n eenvoudige eenvat wat jou gaan help om in die hospitaal aan te pas ensovoorts, so kom ons sê hospitaal te kry, dan is dit nie so duur oefening nie, maar jy moet ook 'n gedagte hou, dit is beperk. Dit is beperk. Alles wat in die verlede met jou fout was, sal hulle heel moontlik by jou uitsluit hier rond. Okay. Ja, jy moet maar eerlik wees, nee. Ja, want die ding haal jou in op 'n stadium, kyk. Absoluut, ja. So, wat dink jy is daai heel eerste belangrike stap as iemand hier aankom in Nieu-Seeland, wat hierdie tipe goed betref? Yes, ek sal dink die eerste ding wat jou kop moet omkry, en ek vind dit by baie mense is wat kos goed regtig in Nieu-Seeland, die dollar waarde van, en wat kan jy doen met die dollar? En dan so gou soos moontlik moet jy probeer om jou goed soos lewensdekking en gevreesde siekte te begin oorskuif hiernatoe. Want nie alle Suid-Afrikaanse maatskappye sal jou uitbetaal in Nieu-Seeland nie. Dit is maar een ding wat ons uitgevind het. Dis nogal interessant, want ek is een van die ouens wat nog my polis in Suid-Afrika het. So, ja, weer eens, ek sal na die tyd met jou die lyne optel om 'n bietjie te hoor wat mense moet doen daar. Ja, dan beweeg ons aan 'n boedelbeplanning en kom ons sê langtermynversekering. So hoe werk boedelbeplanning as jy bates in meer as een land het? Die groot ding van bates in meer as een land, en dit is baie Suid-Afrikaners gebeur dit mee, hulle besit nog 'n huis in Suid-Afrika, dan kom woon hulle hier. Die beste vir daai persone is om basies 2 verskillende testamente te hê. Een in Suid-Afrika en een in Nieu-Seeland. Want die twee regstelsels verskil punt 1. En as jy beide testamente op dieselfde tyd moet afhandel, dan kan die een afgehandel word in Suid-Afrika en die een kan afgehandel word in Nieu-Seeland, en nie een van die 2 lande wag vir die ander land om dit af te handel voordat dit kan aangaan nie. So hier wat hulle dit doen is, hulle vra jou byvoorbeeld 'n persentasie van die waarde in Suid-Afrika, maar in Nieu-Seeland vra hulle vir jou per uur. So daai prokureur wie ook al dit sal doen, het 'n fooi per uur, en dis wat hulle jou vra. En by dat so iets gaan baie vinniger hier as wat dit byvoorbeeld in Suid-Afrika gaan. Ja, boedels is nogal 'n ding wat uitgereik word daarso. Vreeslik, wat? Yes, so en langtermynversekering, wat moet mense weet oor dit in Nieu-Seeland? Hoe verskil dit of nie? Die grootste verskil het wat ek vir jou kan sê van my kant af is die prysverskil. Want beteken jy sit nie in Nieu-Seeland met crime as 'n materiaal wat die prys sal beïnvloed. So jy kyk oor die algemeen vind ek dat ons so 30% goedkoper is, afhangend van die persoon se ouderdom. As jy oor 55 gaan, dan is jou Suid-Afrikaanse goed partymal dieselfde prys as wat Nieu-Seelandse goed sal wees. Maar dit is redelik belangrik dat jy die regte ding vir die regte tyd kies. Yes. Baie ouens is in Suid-Afrika onder 'n sekere wat hulle onder sekere werk gedoen het, en dan hierso kom hulle verander hulle van beroep. So jy doen 'n heel ander tipe werk wat vir 'n ander risiko inhou, en dis beter om dan op daai tipe beroep dan deur te gaan en jou versekering so te kry. Ja, ek meen versekering is een van daai goed wat die dag wanneer jy hom nodig het, is dit te laat. So gou as moontlik. Ek het nog nooit gehad dat iemand vir my al ooit gesê het ons het heeltemal te veel versekering die slag wat hulle begin eis nie. Of hy spyt, toe dit uitbetaal het. Met spyt het heeltemal te veel gevat, nou te kanker, nou kan ek te veel geld uitkry. Ja. So is daar algemene foute wat mense maak met hierdie tipe goed, en hoe kan mense dit vermy? Ek sal sê, begin so gou as moontlik wat jy gearriveer het. Begin skryf jou iets. Weet, teen die tyd wat jy in Nieu-Seeland aankom, ek meen die meeste Suid-Afrikaners, ek ingesluit, was half bankrot geweest, want die immigrasieproses tap 'n klomp geld uit jou uit. En jy moet vrek diere en al die ander goed wat jy moet betaal. Maar begin net met iets. Jy kan altyd nog bysit, maar kry die basiese goed soos net gedoen ten minste. Ja, dis goeie advies daai. Dit is hoe ek het ook het, en mens moet sommer jou kinders van vroeg af leer om hierdie tipe goed te verstaan. So,
En jy weet nog Goeie iets wat idee. ouens fout maak, sorry man, nog iets wat ouens fout maak Nee. is, en Ja. ek praat van mense wat al baie jare hier is, die een ding wat hulle vir my sê is, yes, ons gaan nog spaar eendag. In die begin van die eerste paycheck van New Zealand, al spaar jy net 'n klein bietjie, Ja. dis 'n gewoonte. Hoe meer jy kan spaar, hoe beter vir jouself, want jy moet 'n klomp goed doen met geld. En ons onder andere by deposito's, al daai tipe goed, die voor geld nodig, ja. Ja. Ja, huiskoop is 'n bietjie anders hierso as in Suid-Afrika. Veral wanneer jy moet mos hulle vereis eintlik maar 'n deposito O ja, van jou. Ja. Dis enigiets van 5 na 20%. Ja. So as ons nou kyk na goeie finansiële gewoontes vir immigrante, hoe kan mense hierdie finansiële posisie waarvan ons nou gepraat het versterk na immigrasie? Is daar produkte of strategieë wat jy kan aanbeveel? Ja, ek weet ons praat net van dit is duur om te immigreer en mens begin as dit ware weer van voor af om dit nou so uit te druk. Ja, enige produk wat jy op hierdie stadium aan die voorrang sit of strategie wat mens kan volg? Ek sal sê praat met iemand soos ek, praat met 'n finansiële adviseur, alles Suid-Afrikaanse ons weet waar jy vandaan kom. Ek het ook die stap terwyl die volgende Kiwi adviseer, ek praat hulle nou nie sleg vandag nie, maar hy was nog nooit visie gewees waar hy van een land na ander land fisies moes immigreer en alles agterlos daai kant nie. En praat met ou wat deur dit was, praat met iemand wat vir jou kan raad gee, en die ander probleem wat ouens doen partymal is hulle luister nie. So as ek sê begin geld spaar want jy het 'n paar dollar extras, doen dit, want hoe vinniger jy kan spaar, hoe vinniger gaan jy welvaart bereik. So en begin klein. Baie ouens in hierdie groot prentjie van ek moet $200,000 neersit vir 'n deposito as ek my eerste huis wil koop. En dan sê hy, wow, is heeltemal te veel, ek sal nooit 'n huis koop hier nie, en die geld hy sien nie kans nie. Hy sien nie kans nie, nee. Maar alles begin klein. Ja. Ek het onlangs op die platform Shares afgekom. Ek weet nie of jy dit ken nie. Shares, ja. So ja, ek meen dis een van daai goeders wat mens sê jy begin net, koop net 'n bietjie aandele en kyk wat dit maak. En ek meen ek dink almal is in so 'n posisie dat jy as die aandele nou 'n bietjie draai, jy kan 'n paar dollar inboet vir as die markte draai, maar jy behoort as jy 'n gediversifiseerde portefeulje daar opbou, behoort dinge mooi uit te balanseer oor tyd. So en jy my pa is ook een van daai mense wat sê hou op eiendom koop aandele. So ja. Ek stem nie heeltemal saam met jou pa nie, maar ek koop ook aan, en dis maar net eiendom, aandele, is alles deel van 'n gediversifiseerde portefeulje. Ek het ook 'n ander prentjie oor eiendom. Eiendom gaan maar oor 'n plek, die regte plek is. Ja, so dis tasbaar. Ja. Nee, dit is so. Ja. Goed, ja, ons staan nou redelik aan die einde se kant toe, maar wat is jou top 3 wenke vir iemand wat beplan om nou na 'n plek soos Nieu-Seeland toe te immigreer of enige plek in die wêreld? Wat is daai 3 goed wat mense moet oorweeg? Enige plek in die wêreld, punt 1, maak seker jy wil regtig immigreer. Dit help nie pad tot in Nieu-Seeland en besluit dit was nie die plek vir jou nie, nou moet jy teruggaan. Dit is 'n geweldige impak wat dit gaan hê nou en in die lang termyn op jou finansies. Absoluut. Punt 1, dis punt 1. Die tweede ding is, jy kan nie genoeg geld hê om te immigreer nie. As jy dink dit gaan jou net 'n X-bedrag kos, maal dit met 2, want dit is regtig duur. Ouens partymal misgis hulle met die hoeveelheid geld wat hulle regtig het en dink dit gaan baie maklik gaan. En dan punt 3, as of jy geld het of nie, kom net, want dit is die moeite werd. Dit is die beste besluit wat ek al ooit in my lewe gedoen het. Ja, ek stem saam, en dit sluit aan by die volgende vraag is, wat staan vir jou uit van die lewe hier in Nieu-Seeland? Wat is daai ding wat vir jou lekker is hierso? Man, die feit wat vir my uitstaan, en dit is 'n ding wat my in Suid-Afrika geplaat, is die feit dat ek vanaand nie weet of my voordeur gesluit is of nie gesluit is nie. Maar dit pla my nie. Suid-Afrika het my geplaat. Ek sit my kameras gaan kyk. Presies. My elektriese drade aan. Dit pla my nie. Ek kan nie glo ek kan afstap na my huis toe, die kar staan permanent oop. Sy sluit net nie die ding. Dis al hierdie tipe wat dit die lewe vir my rustiger maak. Jouself raak rustiger. Die probleem is as jy rustiger eet jy te veel. Dis die ander probleem wat ek het in Nieu-Seeland. Ja.
Ja. Ja, hulle sê mos jy kry 'n immigrasielyf of so iets. Ja, daai eerste jaar. Zoiets, ja. Maar ek dink dis die geval van ons hou op stres en dan dit sit om in oortollige vet in as ek dit so kan. Exactly. Maar ja, daar's mense wat omdat hulle stres eet hulle ook. So dis stressful eaters. Maar anyway. So het julle behalwe nou Tauranga wat so 'n lekker plek is met Mount Maunganui daar naby julle. Is daar 'n gunsteling plek waar julle andersins gaan hier in Nieu-Seeland? Maar ek 'n bietjie tyd spandeer. Ja, ek was bevoorreg genoeg om al die hele Nieu-Seeland deur te toer. Daar's baie min plekke waar ek nog nie was nie. Okay. En as jy regtig wil op 'n goeie vakansie gaan, jy hoef nie Europa toe te gaan nie, jy kan Suid-Eiland toe gaan. Daar's net soveel mooi. Ek hoor. Ja. Ek hoor. Jy kan ver in noord gaan, 90 Mile Beach, daai tipe plek as jy regtig in is vir visvang en vir verlatenheid, as jy dit so wil stel. Ja. Genade, so is baie om te sien op hierdie eiland. Ja, daar's soveel mooi plekke en die ander voordeel is baie ouens sê vir my, ja nee, ek mis die Bosveld en of ek mis die Karoo en daai klas goed. Maar jy kry wat jy in Suid-Afrika gesien het erns, kry jy erns op hierdie twee eilande. Ja. Jy net nie 600 km Karoo nie, jy kry dit dalk in 40 km. Dis dit so. Ja, dis seker mini areas. Ja. Ek stem saam. Ja, dit is Nieu-Seeland is baie gediversifiseer. Ek bedoel hier's yskoue plekke, hier's plekke wat weer baie warm raak en ja, die oos en die Weskus verskil ook soos Suid-Afrika se van mekaar. Strande, dis iets wat jy glad nie gewoond is in Suid-Afrika nie. Exactly. Ja. So Jan, is daar iets wat mense nie van jou weet? Soos het jy 'n partytjie toertjie of twee? Ek sê nie seker feitelike partytjie toertjies nie, maar ja, die meeste ouens weet seker ek is mal oor visvang en 4x4 ry en dis wat ons maar doen hier op die eiland. So, ja. Is nie van my af nie. Ja, ek terwyl jy dink ek is mal oor 4x4 ry. Ek het self in Suid-Afrika gedoen, so ek dink dis een van die goed wat ek weer sal wil aanpak hierso. Maar ja. Fantasties. Ja, maar kyk vir ons doen 'n ekspedisie Aotearoa, dit is 4x4 ritte. Ons gaan nou Labour Weekend gaan ons op noorde toe vir so 3-4 dae. Okay. Ons tent jou karavaan, wat ook al, ons het 'n plek daar wat ons mag vuur maak en ons maak lekker vuur elke aand en ons braai vleis en wow. Ons 'n gitaar wil saambring, bring 'n gitaar saam en ons praat Afrikaans. Yes, ja, dit klink soos 'n April vakansie, Henties Baai toe, lekker. Ja, nou praat jy. Goeie Jan, baie dankie. Waar kan mense jou kontak en meer van jou dienste leer? Hulle kan my kontak op info@jvfs.co.nz of as jy my naam sê maar net Jan Viljoen NZ Google, ek dink aan sal ek redelik te voorskyn kom in Nieu-Seeland, ja. Jy is berig in Nieu-Seeland. Ek glo dis meer berig as iets anders so. Hoorie nee, dankie dat jy kans gesien het om my eerste gas te wees hier op Karoo TV. Dit was fantasties om met jou te praat en ek seker van die mense het baie meer geleer oor finansiële aspekte in Nieu-Seeland en hoe dit verskil en ja, wat om te verwag as mense hier aankom. So ek is dankbaar. Ja, baie dankie en as ek net iets kan sê is dat mense moenie opgee nie. Ja. Jy raak eensaam op die eiland en dis maar menslike natuur, maar moet net nie opgee nie. Ryk uit. Exact, ja. Ja. Maar baie dankie. Voor ons klaar maak, ek weet hier's verskriklik baie Suid-Afrikaanse groepe, so jy kan aansluit by ek meen daar het jy nou gepraat van hierdie mense wat saam gaan 4x4 en visvang en kamp. So ja, daar's 'n klomp sulke goed wat jy as jaggroepe, as visvanggroepe, as ja. Alles is in Afrikaans. Dis wat die nice ding is. Ja. Ja, dis iets waarvan ons nie weggekom het nie. Maar dis goed. Dis great. So ja. Jan, baie dankie. Ek waardeer dit. Dankie. Gaan hoor. Dankie man. Bye bye.